lekker om julle te sien vanmôre op hierdie nuwe dag. Vandag is God se dag. Here, baie dankie vir hierdie dag. Dankie dat ons vandag die 1 Junie 2025 die voorreg mag hê om te mag lewe. En vandag te mag asemhaal en hier te kan wees. Daar's so baie mense, Here, wat vandag so bitter graag hier wou wees of in 'n kerk wou wees, maar wat iewester siek is of vasgevang is aan 'n bed of Here iewester dalk in 'n omstandigheid of situasie sit waar hulle regtig nie vandag by die gemeenskap van die gelowiges kan uitkom nie. En dankie vir u hier wees vandag. Dankie dat ons u vandag hier kry, dat u al reeds hier is en dat ons in u teenwoordigheid mag kom. En as ek so in Jesaja dink, Here, dan het hy plat op sy gesig voor u neergeval toe hy in u teenwoordigheid gekom het en bewus geword het van u godheid en van u almag. En daarom wil ons sommer net vanmôre so ons knieë voor u kom buig en kom sê, Here, u is die God van die heelal. U is die skepper God wat iewers op 'n dag die ewigheid verlaat het en binne mense tyd ingekom het, sodat ons iets van u kan verstaan en kan leer. Here Heilige Gees, dankie dat u vanmôre hier is en dat u ook met ons gaan begin op 'n wonderlike reis, glo ek, ook hierdie volgende klompie dae. En so dank ons die Here dat ons, as ons ore na u kant toe draai, u hart met ons gaan deel. Ons wil u verheerlik vanmôre, ons wil u loof en prys. Ons wil alles wat gebeur, alles wat gereël word, alles wat afgekondig word, alles wat in hierdie volgende paar maande gaan gebeur, wil ons vanmôre by u kom neersit. Ons wil dit so op die wierookaltaar kom neersit en ons wil dit deel van ons gebede maak. Ons wil sê, Here, mag dit soos 'n lofoffer voor u wees. Mag dit nie net geleenthede wees wat ons reël nie, maar mag dit tye wees waar u verheerlik word en waar u koninkryk kom en waar u koninkryk uitbou. Ons bid dit vanmôre in Jesus se naam. Amen. Ek groet jou vanmôre in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Maak jy sy teenwoordigheid besonder beleef en ervaar. Daar is hy Basileia gemeente, ons het so lank uitgesien na Pinkster 25 en dit het aangebreek en ek wys hom net vir so vinnig daar die week se temas. Jy sal die tye daar sien, ons is vanoggend 8:30 aan die gang, vanaand 6:00, ek nooi jou regtig uit om vanaand 6:00 hier te wees. Maandag, Dinsdag en Woensdag aand 7:30, kyk net na die tye, dit verskil daar. En dan volgende Sondagoggend 8:30 is ons almal saam en vier ons afsluiting en ons Pinksterfees saam. So daar's die temas, jy gaan deur die week, gaan jy gedurig daardeur herinner word en hou by my. Ek gaan vir jou deur hierdie week probeer begelei, sodat al hierdie goeders wat nou by bord staan, iewers ter hopelik teen Sondag in mekaar inpas en hierdie hele prentjie hiervoor vir jou sin maak. Dit is ook die logo, die logo wat ons gebruik. So julle sal hom so sien, so hier en daar, en dis baie simbolies. Ek het hom gekies met 'n spesifieke rede, en julle sal sien, daar's 'n paar goedjies in daai ding, wat jy nou moet raak sien. Jy sal definitief daaronder sien, dis so tipe bakafverre wat daaronder is, en dit is so 'n ding wat vir ons kom wys, dat alles wat gebeur met ons, gebeur op 'n slag, né? En dan die mense daar binnekant sien julle baie duidelik, daar's nie net een mens nie, daar's meer as een mens, en jy sien definitief ook die Heilige Gees wat daar is. Jy sien ouens wat saam goeders doen en jy sien ook op die einde van die dag die effek, né? Die opgewondenheid, en dit is die logo wat ons die hele week sommer net so in die kantlyn gebruik wat die hele tema saamvat. Vanmôre se tema is leef vandag optimaal raak in pas. Die oorhoofse tema is daaronder. Ek wil graag vir jou help in hierdie week saam met die Heilige Gees om vandag optimaal raak te leef. So jy kan 'n bietjie gaan Google, jy kan gaan kyk wat beteken optimaal, gaan kyk sommer in jou woordeboeke wat dit beteken. Kortom beteken dit om die beste te maak van elke geleentheid, elke dag. En dan soos die week vorder, gaan ons inpas met die Heilige Gees op vars maniere saam met ander spoortrappers hierdie waarheid raak leef en bietjie uitmekaar uithaal en uitpak. So ek wil vanmôre begin en vir jou 'n kansie gee om net vir 'n oomblik stil te raak. So ek gaan vir jou 2 minute gee
En ek wil hê jy moet in daai 2 minute probeer bewus word van die oomblik waarin jy jou nou bevind. Wat het jy in hierdie 2 minute gehoor? Wat het jy geruik? Wat het jy geproe? Wat het jy gevoel in hierdie 2 minute? As jy wil weet hoe lang 2 minute is, dan doen jy dit in die kerk. Dan besef jy hoe lang is 2 minute. Jy het hier na 'n paar sekondes het jy al so ongemaklik gevoel. Jy het omtrent jou selfoon uitgehaal, dalk het jy, en begin op jou selfoon scroll en dalk 'n bietjie 'n paar goed begin kyk. Jy het dalk begin rondskrap en jy het dalk begin ongemaklik raak en gedink hierdie mors hierdie ou tyd of wat gaan nou aan? Deel sommer 'n bietjie met 'n ou net daar langs jou. Waarvan het jy bewus geword? Kon jy dit reg kry om in hierdie oomblik jou in te leef vir hierdie 2 minute? Of wat het met jou gebeur toe ek vir jou hierdie 2 minute tyd gegee het om net in hierdie oomblik in te kom? Net so vanaf 30 sekondes draai sommer daar na die mense daar langs jou toe en sê sommer net gou, waarvan het jy bewus geword? Wat het met jou gebeur in hierdie 2 minute? Dis sommer 'n baie vreemde verskynsel, né? Nie waar nie, mense sukkel om dit te doen wat ons nou gedoen het. Het jy al gewonder, wat is die 5 dinge waaroor die moderne mens in die wêreld vandag sukkel? Die mense in die wêreld vandag sukkel met geestesgesondheid. Dis 'n reuse uitdaging vandag. Mense wat vandag dokters toe gaan in terme van geestesgesondheid was 'n klompie jare terug in psigiatriese hospitale. Geestesgesondheid is 'n groot uitdaging vandag. Angstigheid, depressie, al daai goeters. Die tweede groot krisis en die probleem waarmee die mense in die wêreld sukkel, is hierdie werk-lewe balans. Ons wil die hele tyd produktief wees en ons moet die hele tyd produktief wees. Die wêreld druk jou, daar is vaag grense tussen jou werklewe en jou huislewe. Ons is oormatig toegewy aan die dinge van die wêreld en dit maak ons moeg, dit maak ons ontevrede en dit put ons uit.
Die derde ding waarmee mense sukkel vandag is identiteit en 'n doel in die lewe. Wie se ek regtig erg? Op sekere fases in 'n ou se lewe is dit meer relevant as ander, maar die wêreld waarin ons lewe druk ons die hele tyd om hierdie vraag te vra en ek vra myself af, hoekom is ek hier? Wat is die doel van my lewe op die aarde? Mense sukkel enorm in die wêreld met verhoudingsprobleme. Romanties, familiaal, sosiaal, swak kommunikasie, daar's onrealistiese verwagtinge wat ons teenoor mekaar het, en daar's gedurig iets wat ons aandag van mekaar af wegtrek of aflei. En dan is daar 'n inligting oorlading in hierdie wêreld, waarmee die wêreld baie tevrede is, maar enorm mee sukkel. En hierdie enorme inligting oorlading laat ons ontkoppel met die werklikheid van elke dag. En daarom sukkel ons saam met die wêreld om vir 2 minute net dood eenvoudig hier in die oomblik te wees. Kom ons bring dit 'n bietjie nader in die huis, want dit is mos altyd lekker om hierdie goeie so op die internet te kyk en dan sê jy mos vir jouself, dankie Vader, dit gebeur in Ethiopië en in Indië en in Australië en in New York en Perth en in Johannesburg so, maar nie hier by my nie. Ek wil vanmôre sommer aan die begin van hierdie Pinksterweek vir jou vra, en as ek jou sê, dan vra ek dit vir my die hele tyd self af. Bestaan jy of lewe jy in 2025? Bestaan jy of leef jy? As iemand jou vra, hoe gaan dit met jou? Dan antwoord ons almal gewoonlik met dit gaan baie goed, dankie. Ek hardloop net rond en ek is net baie besig. Hoor jy dit? Is dit dalk die woorde wat jy ook gereeld sê? Is dit dalk jou WhatsApp profile status? Aan die go, hardloop rond, om besig te wees in 2025 is niks niets nie. Om te sê ek is besig, maak jou ongelukkig nie 'n unieke mens nie. Dit maak jou eintlik net deel van 'n groter groep mense wat met dieselfde getuienis op hierdie aarde rondworstel. Is dit jy? Luister sommer na hierdie stukkie wat ek vir jou wil lees. Jy hoef nie net deur jou dagboeke en jou fotoalbums en jou selfoongalery van die verlede te blaai as jy op soek is na 'n belangrike en 'n spesiale ding in jou lewe nie. Jou geboortedag, jou gradeplegtigheid, jou bekering, jou troue, die geboortedae van jou kinders is ernstige en groot spesiale geleenthede wat in jou lewe gebeur en plaasvind. Maar as jou herinneringe, luister nou mooi, aan gister groter is as jou drome oor vandag, dan is jy in die moeilikheid. Dan is jy in die moeilikheid. Dan bestaan jy dalk, maar jy leef nie meer nie. As jou herinneringe oor gister groter is as jou drome vir vandag, is jy in die moeilikheid. Dan leef jy. Of dan bestaan jy, maar jy leef nie. Kom ons doen gou 'n bietjie selftoets. Ek wil vanmôre regtig begin en ek wil jou eintlik 'n bietjie blootstel aan waarom is dit nodig vir jou om hierdie hele week hier te wees. En as jy hierdie selftoets doen, wil ek hê jy moet sommer net vir 'n oomblik met jouself besig wees en vra sommer net vir jouself hierdie vrae af. In 2025, nie jou maatse nie, nie iemand anderster nie, nie hoe jy wil wees nie. Wat is die realiteit in my lewe vandag? Hoeveel tyd het jy gedurende die afgelope dag, gister, ten volle in die teenwoordigheid in die hier en nou geleef? Hoe gereeld bevind jy jouself vasgevang in bekommernisse oor môre en die toekoms en is jy erg spyt en voel jy bitter sleg oor wat gister en in die verlede gebeur het? Hoe volledig verdiep jy jouself bewustelik in die ervarings waarmee jy elke dag besig is? Proe jy nog die koffie as jy dit drink?
Hoe gereeld let jy op jou sintuie? Op dit wat jy sien, op dit wat jy ruik, op dit wat jy proe, dit wat jy voel. Waardeer jy dit in die oomblik? Beoefen jy gereeld bewustheidswordingstegnieke, soos Bybelse meditasie, om met die woord van God besig te wees, asemhalingsoefeninge, of bewustelike bewegings? Hoe gereeld bevind jy jouself besig om te top en te pyns oor jou negatiewe ervarings en al die emosies wat binne jou is? Ek wil jy moet sommer vanmôre vir die Heilige Gees vra om met jou te praat. Is daar ietsie wat hy sommer nou in jou gedagtes opbring? Iets wat jy sommer net nie tref op jou bors nou? Ons gaan nie hierdie week besig wees met speletjies nie. Basilea gemeente, ons is op 'n lekker plek. En is lekker om saam te wees. En ons hou lekker bazaar en ons sing lekker saam en ons woon lekker eredienste by. En ons kuier en dit gaan goed met ons en ons het 'n glimlag op ons hart. Maar die Here het vir ons 'n nuwe tree in gedagte. Die Here wil ons aan die hand verder vat. Daar's iets weiers en iets groters wat die Here vir ons in gedagte het. En daarom gaan jy in hierdie paar dae wat jy hier is, erg met jou geld met jouself besig wees. Ons gaan nie vir mekaar hierdie week lekker melk gee om te drink nie. Ons gaan die Heilige Gees toelaat om hier binnekant in ons besig te wees. Want God se plan en se prentjie vir my en vir jou is groter as wat ek en jy dalk gewoond is. Kom ons delf nog so dieper, bietjie dieper in hierdie hele oefening in en kom ons gaan kyk sommer bietjie, hoe lyk jou dag saam met Jesus elke dag? Kom ons los net ons gewone dag vir 'n oomblik en ons vra onsself net 'n bietjie af, hoe vorder ons elke dag saam met Jesus? Is ek op die oomblik bewus van sy teenwoordigheid hier, nou, in die kerk? Of is jy al klaar weer besig op 'n ander plek? Stop ek in die dag om bewus te raak van die teenwoordigheid van die Heilige Gees, om na sy stem en sy leiding te luister? Hoe lyk jou vertroue? Rus ek in God se voorsiening vir elke dag, of is ek permanent in hierdie bekommer mode? Gee ek die beheer aan die Here oor, of probeer ek elke liewe ding van my eie lewe te bestuur en self te bestuur? Hoe lyk jou gehoorsaamheid? Is ek ontvanklik vir die Heilige Gees se leiding? Is ek oop vir hom in hierdie oomblik? Was ek gehoorsaam nou onlangs aan die stem van Jesus? Want dit wat hy vir my sê, dit wat ek gehoor het, dit wat ek gelees het uit die Bybel uit, dit wat ek hier in die erediens gehoor het, wat ek op die stemboodskap in die oggende hoor, waar ek iets moet gaan doen, of iets moet gaan uitleef, doen ek dit? Was ek gehoorsaam daaraan? Hoe lyk jou gebedslewe en jou Bybel lees? Het ek gister regtig tyd geneem om in God se woord besig te wees? Het ek regtig gister gelees uit sy Bybel uit? Het ek gebid saam met hom? Is my kommunikasie maar net 'n roetine, of is dit 'n regte, lewende verhouding met hom? Hoe lyk jou liefdeslewe? Straal ek liefde uit in my alledaagse lewe? Daar waar ek kom en daar waar ek gaan, die ouens met wie ek skouers skuur, beleef hulle iets van Jesus se liefde in my doen en late? Is die vrug van die Heilige Gees, daai Galasiërs 5:22 goed, is dit deel van my alledaagse lewe? Hoe lyk my gemeenskap? Loop ek my geloofsreis saam met ander volgelinge van Jesus, of is ek in daardie isolasie vaardigheid wat die wêreld ons so aanleer? Daar's twee groot tsunamies wat op hierdie wêreld afstorm en afspoel. En die een is, ons is te besig, en die tweede een is, ons isoleer onsself. Het ek vandag iemand anders in Jesus se naam aangemoedig of gedien? Is ek iewers saam met ander gelowiges, met ander spoortrappers
in Basileia gemeente besig om saam hierdie pad te loop as net my Sondagoggend erediens bywoon? Hoe lyk my binnekant? Is daar onbeleide sonde in my lewe waarmee ek nou al vir dae en vir jare saam loop en ek weier net eenvoudig, ek kom net nie op daai punt om dit met Jesus uit te maak sodat hy my daarvan kan vergewe nie. Het ek regtig vandag, gister, my dagboek, alles waarmee ek besig is, aan die Here gewy en dit aan hom oorgegee? En ek wil hê ons moet vanmôre met hierdie goeders begin, want as jy weet wat jy mis, as jy weet hoe diep jy in die moeilikheid is, vriende, dan spit ons dalk hopelik ons ore vir die waarheid en vir die woord en vir dit wat op God se hart lê. So wat sê die Gees van die Here nou vir jou rondom jou selftoets in jou daagse saamloop met Jesus? Dit is lekker om dit daarbo te skryf in sy diep spore volg ek Jesus in pas. En hoe lyk dit in jou lewe vandag? Hoe lyk dit? Hier op Pinkster 25 aan die begin van hierdie week is ons opgewonde oor hierdie tyd, maar waar is jy? Waar is jy vandag? Wees bietjie eerlik vandag. Ek dink ons stem almal saam vandag dat ons op die een of ander manier uit vandag uit emigreer en die meeste van die tyd elders toe wat die verlede is of na iewester toe in die toekoms. Dis die default van my en jou lewe, van kerkmense se lewens. Hoekom sukkel die moderne mens so om in die oomblik te leef? Hoekom sukkel jy so? Ek dink teen hierdie tyd vanmôre sê jy saam met my, dis ek daai. Dis ek daai. Hoekom sukkel mense so? Want die probleem is, ons fokus te veel op die verlede en op die toekoms. Ek gaan hierdie goedjies vir jou stuur in die week, dan kan jy dit weer gaan lees. Matteus 6 sê, ons bekommer ons gedurig oor wat ons moet eet en wat ons moet aantrek en wat ons moet doen, en op die einde van die dag veroorsaak dit dat ons fokus op die verlede en op die toekoms lê. Ons breine is natuurlik bedraad om altyd die verlede te onthou en om oor die toekoms te antisipeer en te dink. Die wêreldkultuur is 'n kultuur van gejaagdheid. Die wêreldkultuur daar buitekant en al die subkulture wat daarmee saamkom sê, daar's nuwe maniere. Daar's nou nuwe maniere wat die regte maniere is. Die ou Bybelse manier, dit wat ons in die Bybel lees is oud, dis te stadig, dis verby, dis uitgedien. Ons moet in pas kom met die nuwe maniere. Daar's soveel digitale geraas in ons ore. Ons is so sosiaal versadig. Ons werksdruk, die vermaak, dit kom besteel by jou en by my elke dag, ons daaglikse teenwoordigheid. En dit maak dit vir ons moeilik. Ons is individualisties en ons is geïsoleer. 1 Korintiërs 12 kom sê, julle is 'n liggaam van Christus en elke een van julle is in mekaar ingeweef en elkeen van julle hoort in Basileia gemeente, nie vir jouself nie net om self te groei en 'n beter Christen te word nie, maar om saam met ander Christene in gemeenskap soos 'n liggaam in God se koninkryk te opereer en te werk. Handelinge 2 ken julle baie goed. Dis daai klassieke teks wat sê, hulle het saamgekom, hulle het alles wat hulle gehad het met mekaar gedeel, hulle het saam Bybel gelees, hulle het saam gebid, hulle het saam nagmaal gebruik. Die wêreld daar buitekant kom sê vir my en vir jou, dis me and myself and I. Hoe meer jy op jou eie gefokus is, hoe beter is dit met jou. Gaan kyk maar net waar spandeer jy die meeste van jou tyd. Is dit in jou kamer met jou games? Is dit op jou selfoon waar jy besig is? Is dit in jou garage? Is dit daar waar jy sport doen? Of waar is dit? Alleen. As jy weer besig is, kyk net om jou rond en vra jouself af, is ek die meeste van die tyd alleen besig? Daar's niks fout daarmee om by geleentheid alleen te wees nie. Almal soek iewers me time en dis great.
Maar die probleem vandag is ons raak so geïsoleerd. Die gebrek aan dissipline. Gaan lees maar 'n bietjie wat staan in Hebreërs 5 vers 12 tot 14. Die skrywer sê teen hierdie tyd moet ek al met julle praat in terme van sulke dik T-bone steaks, sodat julle op julle eie die insig kan hê om onderskeiding kan maak en wysheid aan die dag te kan lê. Maar as ek met julle praat, dan moet ek met melk begin. Ek moet by alles van vooraf begin. Daar's 'n gebrek aan disippelskap, aan ware disippelskap. Ons sal nog baie keer bekering preek, maar die eise van disippelskap, wat dit vra om in Jesus se voetspore te loop, vra dissipline. Dit vra geestelike dissipline. Ons sal op elke ander terrein in ons lewe, sal ons rug buig, ons sal opofferings maak, maar ons wil in ons eie geestelike lewe van self in die hier en nou saam met Jesus in sy diep spore loop. Die kompromieë, die klomp prioriteite wat vandag in ons lewens op die tafel kom. Dis baie maklik om 'n Christen wees aan te neem, 'n tipe weergawe van Christen wees aan te neem wat gerig is net op jouself, op jou eie gemak, op jou eie sukses en om self 'n beter morele lewe te leef. Ons is losgekoppel, ons is ontkoppel van die Heilige Gees. Gelowiges lewe nie in 'n aktiewe, daaglikse afhanklikheid van die Heilige Gees. Ons het nou gesing, sonder die Gees kan ek nie, sonder die Gees wil ek nie, maar met die Gees het ek krag. Ons leef eenvoudig, vriende, teen 'n pas waarvan ons nooit gemaak is. Ons leef te haastig en ons leef gejaagd. En ek wil vanmôre sommer so in jou gesig vir jou sê, soos wat jy in my gesig dit vir my ook moet sê, die lewe waarin ons leef is gejaagd. Dis feite. Dis feite. Maar as jy aan die einde van hierdie Pinkster 'n tree wil gee en nie maar net nog deel wil bly van hierdie frustrasies en hierdie klomp goed waaroor ons nou gepraat het nie, gaan jy iewester in hierdie besige lewe, gaan jy besluite moet neem. Anderster gaan jy jou iewester in hierdie wêreld en in hierdie lewe verloor. Is hierdie dalk jy? Identification, please. Hey, Riley, come here, look at us. There, that one. Voice key incorrect. Voice key. Voice key incorrect. Wait a second. Away from here! Intruder alert, intruder alert, intruder alert. Remember what Mom said. Hey, stop talking. Hold it, freeze. Dash, run! What? Run! They're supers. Get the boy. Show yourself. Jy daai? Wat sê die Gees van die Here vanmôre vir jou deur daai stukkie fliek van Dash in The Incredibles?
Hy het die gawe om vinnig te hardloop. Dis een van sy gifts in 'n hardloop, maar is iets nie so waar van dit wat jy nou gesien het van jou lewe nie? Is jy nie voortdurend aan die hardloop vir iets wat jou jaag, besig om net voor te bly, goed tref jou in die gesig, jy val, dan staan jy maar net weer op en dan is jy net weer besig om vorentoe te hardloop. Miskien moet ons vanmôre sommer net vir mekaar sê, ons gaan kom by wat kan ons doen aan hierdie gejaagde lewe, né? Maar kom ek help jou net vanmôre verstaan, hoekom moet jy hierdie Pinkster bywoon en hoekom moet jy aan hierdie goed dink en hoekom moet jy vir die Heilige Gees kans gee in 2025 om hieroor in jou hart met jou besig te wees? Moet ons nie eerder met hoër geestelike goed besig wees nie? Moet ons nie iewester hier struktuuranalises doen van groot Heilige Gees tekste sodat ek en jy meer toegerus kan wees van die Heilige Gees nie? Ek dink die Heilige Gees wil vir ons in hierdie week kom wys op 'n bitter belangrike dief wat die potensiaal in jou lewe kom steel. En daarom is dit nodig, en daarom is dit nodig vanmôre om 'n bietjie tyd en in die res van die week hieroor te praat. Want daar's gevare, vriende, as ek en jy soos hierdie klein Dashie aanhou, as 'n wedergebore kind van die Here, gaan ons iewester van hierdie afgrond af hardloop. En ek en jy moet vanmôre die stem van die Here hoor. Ons sit vanmôre hier, en jy is bevoorreg om vanmôre hierdie waarskuwing te hoor. En dit maak nie saak of jy 'n kleuter is, en of jy 'n kind is, en of jy 'n tiener is, en of jy 'n jong volwassene is, en of jy 'n volwassene is, en of jy 'n middeljarige is, en of jy 'n oupa of 'n ouma of 'n ma of 'n pa is, en of jy 'n senior burger is, of iemand wat afgetree is. Die gevaar van 'n besige lewe is 'n realiteit vir elkeen van ons. En ek kan nie vanmôre vir jou sê, gaan druk jou reset knoppie en stop jou besige lewe nie. Ek kan ons nie dit vanmôre doen nie. Dis mos onmoontlik vir my. Wat ek vanmôre vir jou kan help om te sien is, in jou besige gehardloop elke dag, gaan jy iets moet doen, anderster as wat jy tot vanmôre gedoen het. Want daar's gevare, julle. Daar's gevare. As ons hierdie lewe so misleef van vandag, en ons kan nie hier en nou grondvat nie, en ons is gedurig in die verlede of in die hede besig, dan lei ons aan uitbranding en stres. Ek hoef nie vanmôre vir julle hierdie goed te vertel nie. Hoeveel van julle het Albanols in julle laai? Moenie jou hand opsteek nie. Wie van ons drink nie al van hierdie goeters van Dr. E. Vogel om ons gemoedere te bedaar nie? Waarom? Waarom? Dis omdat ons soos Dash rondhardloop van een plek na 'n ander plek. En dis die kultuur waarin ons is, en dis die wêreldse kultuur. Maar die rooi ligte is aan. Die rooi ligte is aan. As ons so rondhardloop en vandag elke dag misleef, dan is daar verbeurde groeigeleenthede, die een op die ander een in jou lewe wat daarmee heen is. Ons kry al hoe meer hierdie ding van 'n verminderde gevoel van vervulling. Jy kry hierdie holkol in jou maag. Dis moeilik om dood eenvoudig net meer die klein goedjies in die lewe te geniet, om lekker te sit en te eet, om sommer net tyd saam met jou geliefdes deur te bring, om jou stokperdjie te beoefen. Ons het die heeltyd hierdie gat hier binne in ons. Die gevare van so besige lewe is swak verhoudings. Dis swak verhoudings. Hoe goed is jou verhoudings? Uit 'n 10 uit. Waar trek ek en my vrou? Waar trek jy en jou vrou? Waar trek julle? En hoe groot is jou besige lewe se aandeel nie in die punt wat jy vanmôre vir jouself gee? Hierdie feit dat ons die hier en nou gedurig misleef, het 'n radikale gevaar en 'n effek op ons verhoudings. Dit maak ons angstig en depressief. Dit veroorsaak dat ons al hoe meer swak besluite neem. Want ons is gedurig in gister of môre. En in die hier en nou maak ons die een fout op die ander. Wat is die geestelike gevaar? Dis nie net jou lewe daar buitekant wat deur hierdie Dash mentaliteit van rondhardloop beïnvloed word nie. Uitbranding het 'n direkte uitwerking op jou verhouding met die Here.
Want wanneer jy so lam en moeg en afgemat is, dan het jy nie 'n floreerende verhouding met God nie. Dan is jy nie lus om tyd saam met God te spandeer nie. Dan het jy nie 'n opgewondenheid oor tyd saam met die Here nie. Dan sukkel ons om die Here se stem te hoor. Ons hardloop so rond dat ons nie meer die Here se stem kan hoor nie. Ek is besig, ons groet mekaar die hele tyd. As ons iets aanbied, is ons te besig. Daar's 'n klomp mense wat vanmôre nie hier is nie, want hulle is besig met iets anders, met goeie goeders. Maar hoe lank nog, Basileia familie, gaan ek en jy so rondhardloop en dit wat God vir ons in gedagte het, mis, nie omdat hy dit nie vir ons wil gee nie, maar omdat ons te besig is. Dit bring emosionele afstand. Besige, gejaagde mense sukkel om kontak, om emosioneel kontak met God te maak, want die God wat ek en jy dien, werk nie so nie. Hy werk nie so nie. God was verhewe bo tyd. God is ewigheid, maar hy het gekies om binne in tyd in te breek en tyd te vestig, sodat hy met my en jou kan besig wees. En daarom is God nie so 'n gejaagde God nie. Hy is 'n jaloerse God, sê die Ou Testament, wat onverdeelde trou is. En die bietjie tyd wat ons kom gee, dink ek op 'n punt, is vir hom net so walglik, soos wat die afgode van die Ou Testament was. Dit het 100% 'n effek op God se teenwoordigheid in ons lewe. Gejaagde mense, haastige mense beleef nie God. God word vir jou 'n paai in die skaai. God word vir jou iets wat daar bo in die lug is, maar die werklikheid van 'n verhouding met God beleef jy nie. Dis omdat ons te vinnig beweeg. Dit veroorsaak dat ek en jy 'n swak gebedslewe het. Want ons het nie eers tyd om oordentlik stil te raak en 'n paar minute saam met God te kommunikeer nie. Want daar's altyd iets anderster. Daar's altyd iets anderster waarmee ek en jy besig is of waarna ons op pad is. Dit veroorsaak afgoderry. 'n Besige lewe is niks anderster as afgoderry. In die Ou Testament het God vir hulle baie duidelik gesê, jy aanbid nie die Baalgode nie. In die Nuwe Testament, in die wêreldgeskiedenis, het afgode 'n ander gesig begin kry. Ek sê vandag vir jou vriende, ek sê dit vir myself, ons besige lewe is 'n afgod wat ek en jy dien, in stand hou, ten koste van 'n effektiewe liefdesverhouding met God. The faster we travel, the less there is to see, het iemand eendag geskryf. Ek dink sommer, ek sien nou vir Louis daar, ek en Louis het lekker saam gehardloop op skool. Ons was sprinters geweest, ons het 100 en 200 en 400 gehardloop. As ons geoefen het vir 'n 100 en 'n 200 en 'n 400 meter, het ek nie veel gesien wat in die kant met my besig is nie. Ek was doeteenvoudig te vinnig. Die lewe hier om my het gebeur, maar ek was nie in kontak. Hoe vinniger ons gehardloop het, hoe minder sien ek. Toe ek begin padwedloop hardloop, en ek begin 10, 20, 30, 80 kilometers hardloop, en ek stadiger begin hardloop het die lewe om my weer half in fokus begin kom. Dis hoekom ek nooit kompeterend hardloop met die voorste ouens en die kommenis. Want om teen 3 minute 'n kilometer oor 90 kilometers te hardloop, veroorsaak dat jy niks langs die pad sien nie. So ek spandeer eerder 10 minute per kilometer en ek hardloop die hele dag en ek sien die hele reisies. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy hier sit, is jy op die regte plek. En dit help nie om skuldig te voel nie, want ons is almal hier. Goed, dankie self, ek is net besig. Dit vat guts om remme te trap en vir vandag te begin leef. Julle sien, daar's 'n groot verskil, nee. Daar's 'n verskil in om vinnig te lewe en 'n haastige en 'n besige lewe. Daar's niks fout daarmee om vinnig te leef. Jy kry mense wat stadig leef. Okay? En hulle doen al hulle goeders op die dag. Hulle staan stadig op en hulle gaan sit stadig. En dan kry jy mense wat so werk. Hulle kan 'n klomp goed op 'n dag doen, hè. Dis vinnige mense. En teen vinnige mense het die Bybel en ons God geen probleem. Hy het 'n probleem met gejaagde mense.
met haastige mense. Want weet julle wat is 'n gejaagde mens? Dis 'n onrustige mens. Dis 'n gespanne mens. Dis 'n mens wat oorlaai is met allerlei bekommernisse. Dis 'n mens wat uitgeput is en dis 'n klaakous. Ek is oortuig daarvan dat ons teenoor mekaar kla elke dag, omdat ons moeg en oorlaai en uitgeput is, omdat ons te gejaagd is. Ons het almal hierdie Atlas-syndroom. Daai Atlas ouetjie wat die aardbol op sy skouers dra. En ons dink almal dis my verantwoordelikheid en ek moet altyd reg staan met al die antwoorde, al die oplossings. The most wasted day of all is the one in which you have not laughed. Was gister so 'n verlore dag, omdat jy nie een keer gister gelag het nie. Hoe gereeld lag ons? Dalk maak ek baie goeie sekulêre besluite en daar by die besigheid en by die werk is ek op datum en al my goed is reg. En ek het strategieë in plek om hierdie besige wêreld te kan oorleef, maar by die huis, my persoonlike lewe, my kerklewe, daar sukkel ek. Ons is so besig en gejaag daar buitekant, dat ons dit dikwels baie moeilik bevind om iets op ons geestelike almanak in 'n gemeente geplaas te kry. Want daar's altyd iets. Daar's altyd iets. En daai iets is nie noodwendig slegte iets nie, maar is dit die beste iets? Dit help nie vanmôre om hier te sit en te sê, ek moet 'n paar goed verander nie. Dit help nie ons gaan huis toe en nou vanmôre sê, heerlikheid, ek is nou so te neergedruk, ek is nou so moedeloos, ek is so vinnig, nou is ek nog sommer daaroor opgewonde en bekommerd. Jy gaan jou persoon moet verander. En dis waaroor Pinkster 2025 gaan. Dis waaroor elke een van daai temas gaan. Ek wil nie jou tyd mors nie. Ek wil nie vir jou cheap goedjies kom gee wat jy kan aftik nie. Ek wil jou help en ek wil saam met die Heilige Gees en ek self in hierdie week hopelik groei en besef dat daar 'n ander manier is, dat my manier van dink, my menswees moet verander. Ek en jy die vermoë om ons gejaagdheid, ons besige lewe, na elke liewe plek en faset van ons lewe te verskeep. Ons vat dit altyd saam. Ek wil jy met 'n kop skuif maak, en ek wil jy met vanmôre hoor, dat vandag vir God saak maak. Dis hoe God voel. Ons moet vandag uitkoop, om vandag deur my vingers te laat val, ten gunste van nog 'n vervelige kuier, of by nog 'n opgebruikte gister, of 'n oor die muur klim ekspedisie na môre, sê Stefan Joubert, is geestelik onwettig. Dis onverantwoordelik om die enigste stukkie leefbare lewe wat tot jou beskikking is, wat vandag is, op die grond te laat val. Ons moet kies. Ons moet kies om elke oggend oor gister en môre se hoë mure te klim, terug binne in vandag. Hoe sien God vandag? God skep eendag op 'n slag. Gaan lees maar weer Genesis 1 en 2. Dit was aand en dit was môre gewees. God is 'n God van ritme. Die son kom op, die son kom onder. Die son kom op, die son gaan onder. God skep eendag op 'n slag. God deel kos uit eendag op 'n slag. Gaan lees maar weer Matteus 6. Wat leer hy ons om te bid? Gee my my jaarlikse brood. Gee my my weeklikse brood. Gee asseblief my maandelikse brood vir my vandag. Gee my vandag my daaglikse brood. Julle sien ons God versorg daagliks. En daarom is vandag vir hom belangrik. En daarom is jou vandag vir God uiters belangrik, as ons in hierdie Pinkster 2025 met mekaar besig is. God werk eendag op 'n slag, deur die Heilige Gees. Jy kan dwars deur die Bybel gaan lees, hy maak jou nie oor môre nuut nie. Hy maak jou nie volgende jaar nuut nie.
Hy maak jou in elke tree wat jy in pas saam met hom loop, maak hy jou nuut. Vorm hy jou, is hy besig met jou. Die groot geheim om vandag optimaal raak te leef, is ek en jy moet aanwesig wees. Ons moet in hierdie dag van vandag, moet ons aanwesig wees. Ons is so behept met môre en oormôre en gister, en daarom is 2 Timoteus 3 vers 5 so waar in my en jou lewe. 2 Timoteus 3 vers 5 en verder sê, as julle vandag misleef, gaan julle nog die uiterlike skyn van godsdiens hê, maar die krag daarvan sal jy waaragtig nie ervaar. As jy vandag misleef, verloor jy kosbare geleenthede. Mag ons oor die toekoms dink? Natuurlik. Natuurlik mag jy oor môre dink. Jy moet net oor die regte toekoms dink. Jy moet net oor die regte een dink. Jy moet net oor God se toekoms dink. En jy moet dink aan wat God in gedagte het, as net jou eie toekoms, en net oor jou eie self, en jou eie status, en jou eie posisie, en jou eie veiligheid, en jou eie sekuriteit. Ons toekomspraatjies gaan gedurig net oor môre en my môre. En dit veroorsaak dat ek en jy so behept raak oor ons eie voorsienigheid. Ons moet 'n koninkryksperspektief kry. En as jy deel is van Basileia gemeente, dan sal jy sien ons op ons naam 'n klompie jare terug verander. Van Klipfontein na Basileia. Basileia beteken koninkryk. En God se plan is om in sy koninkryk met ons besig te wees elke dag. Dit gaan oor die uitdra en die uitleef van God se evangelie, van sy goeie nuus, oralster waar jy kom, elke plek waar jy is. Kerk gebeur te veel hier in Hansstrydom 70. Want ons is te besig daar buite. God se hart is dat ons verder moet gaan as net hierdie kerkadres. Wanneer ek en jy in lyn begin kom met God se siening van vandag, en dat vandag vir jou so optimaal belangrik is, weet jy wat skuif dan? Dan skuif daar iets in jou kop en verhoudings begin in fokus kom. Want iemand wat gedurig oor gister bekommerd is en sleg voel en oor môre wonder, is nie regtig gefokus op verhoudings. Die lewe is te vinnig vir verhoudings. Maar wanneer ek en jy in harmonie begin kom en ons begin dit reg kry om elke dag op 'n slag optimaal raak te leef, dan word verhoudings vir my en vir jou ewe skielik die prioriteit waaroor jou lewe gaan. Moet jy ophou werk? Nee. Moet jy ewe skielik bedank? Nee. Ek en jy gaan besluite moet neem wat van toepassing is op ons hele lewe. Maar wanneer ons kies om in die hier en nou te fokus, word Matteus 22 vers 34 tot 40 'n werklikheid. Dan kry ons dit beter reg om vir God lief te hê, heel eerste, met ons krag, met alles wat ons is. En dan kry ons dit bietjie beter reg om ons naaste ook in hierdie verhoudingsnetwerk in te sluit. En dan kom ons op die einde ook by onsself uit, om onsself ook lief te hê, soos wat ons God lief het. Ek kan nie met almal in 'n verhouding staan nie. Ek kan nie ewe skielik met elke liewe mens met wie ek skouers skuur in 'n verhouding staan nie. Daar waar die Here my vandag neergesit het, op daai sentimeter, daar wil hy my hart, wil hy my tyd, wil hy my energie, wil hy my alles gebruik. As jy dit begin doen, dan raak elke nuwe dag 'n avontuur. As jou fokus skuif van môre en gister na vandag, dan raak vandag vir jou 'n avontuur. Want môre en gister is so voorspelbaar. Ons breine het al sulke paadjies gevorm wat vir my en vir jou na dieselfde gister en dieselfde môre toe vat. Maar wanneer ek en jy elke dag begin raak leef, dan word vandag 'n avontuur. En dan word ek deur God, ek word deur myself en deur ander mense verras.
Jy sien, Basileia gemeente, dit is tyd dat ons dagboek moet herdoop. Ons moet iewester van ons dagboek begin praat as vandag se boek. En dis hoekom jy hier is. Pinkster 25 wil jou help om jou dagboek te verander na 'n vandagse boek. How you spend your time is more important than how you spend your money. Why? Money mistakes can be corrected, but time is gone forever. Ek wil afsluit vanmôre met 'n paar moenies. Moenie vandag afwater ten gunste van gister. Prediker 7 vers 10 sê, moenie sê die goeie ou dae was soveel beter as vandag nie. Dis nie uit wysheid dat mense sulke dinge ooit raak nie, sê. Die goeie ou dae is net goed solank jy self nie daar is. Of solank jy die detail van gister nie meer so goed kan onthou nie. Moenie altyd na môre uitstel nie. Môre, as môre net dit kan doen, as dit net môre kan gebeur, dan sal ek. Dis 'n onvergenoegde siening van lewe. Dis 'n lewe wat sê vandag is nooit genoeg. Daarom sien ek altyd na môre uit. As ek net daar kan bly, as ek net daar kan kom, as ek net daar kan werk, as ek net dit en dat en sis en so. Moenie dit doen nie. Iemand skryf op sy kar, he who collects the most goodies will win. Ons raak verbruikers. Ons raak verbruikers. Moenie uit vrees vir vandag na die toekoms toe hardloop. Moenie volstryspolitiek beoefen nie. Moenie jou kop in die grond gaan steek as vandag swaar raak. Moenie vandag probeer vermy met die uitdagings vandag en dan net probeer om môre beter te maak of te hoop dat môre beter gaan wees nie. Nee. Moenie fatalisties begin raak nie. Wat beteken fatalisties? Fatalisties beteken die koel is deur die kerk, die aarde is in sy maai in. Alles is in elk geval teen 'n afdraande. So wat kan ek doen? Al wat ek moet doen, is ek moet die krane oopdraai. Ek moet elke dag voluit leef, want môre gaan ek dalk dood. Ek gee my vandag oor aan al die plesier en al die genietings. Ek leef net vir vandag en net vir myself. Moenie dit doen nie. Dis nie wat God vir ons beveel. Moenie 'n skeefgetrekte verwagting oor God se planne in jou gedagtes koester nie. Moenie daarmee opgeskeep wees nie. Mense wag vir 'n groot geestelike ingryping van God om hierdie aarde waarop ons lewe te reset. Om dit iewers weer stadiger te maak. Almal wag vir God om iets te doen aan hierdie besige hardloop lewe. Almal wag vir God om iets te doen sodat ons optimaal elke dag kan raakleef. Daar's te veel kerkmense wat hulle besig hou met allerlei kerklike verkeersknope en geleenthede. En dit beroof ons eintlik van God se plan en sy opgewondenheid met ons. Vandag is die dag. Vandag is die dag van julle redding. 2 Korintiërs sê dit so mooi. 2 Korintiërs 6 sê dit so mooi. Ek wil hiermee afsluit vanmôre. 2 Korintiërs 6 sê, as medewerkers van God doen ons 'n beroep op julle om te sorg dat julle die genade van God nie te vergeefs ontvang het nie. Op die regte tyd het ek jou gebede verhoor. Op die dag van redding het ek jou gehelp. Kyk nou is die regte tyd vir jou. Nou is die dag van redding. Gaan lees 'n paar verse voor, dan skryf daarso. Dan sê hy, ons is sy ambassadeurs in hoofstuk 5 vers 20. Hy stuur ons om hierdie versoening in 'n wêreld te gaan stuur. Christus wat vir ons sondes gesterf het, wat uit die dood uit opgestaan het, hy het ons vrygespreek. Nou is die dag. Nou is die dag om hierdie goeie nuus met 'n wêreld te gaan deel. Vandag is die dag waar jy gered kan word, waar jy wedergebore kan word. As vandag vir God so belangrik is dat ek en jy gered kan word op vandag, is vandag nie ook vir hom belangrik genoeg dat ons optimaal vandag moet begin raak leef. Ons is so besig
met 'n reuse oefening in tydmors. Dat ons nie elke een van vandag se 86.400 sekondes in 1440 minute in 24 ure behoorlik uitleef. As jy nie elke dag op 'n slag optimaal begin raakleef nie, mis jy die lewe teen een dag op 'n slag. En dis een dag te veel. Dis een dag te veel. So wat gaan ons in Pinkster 25 doen? Ons gaan ewester vir die Here sê, hierdie dag, vandag, is vir U so kosbaar dat U mense red van die ewige hel. En so wil ek in pas kom met U siening van vandag. Ek wil met my hele wese daarna streef om elke dag optimaal raak te leef. Want as ek vandag mors, dan verloor ek een dag op 'n slag. En dis te veel. Daarom gaan ons, as ons vanaand by mekaar kom, gaan ons in pas met die Heilige Gees moet kom. En daarom gaan ons maandag aand moet leer en hoor wat beteken dit om die pas te markeer, sodat ons in pas kan kom met 'n optimale raakleef van elke dag. Daarom moet jy Dinsdag aankom om te hoor, hoe moet jy in ander ouens se skoene inpas? Want as jy dit reg kry, dan help dit jou om vandag raak te leef. En Woensdag aand kom jy en kom hoor jy en kom vra jy jouself af, pas iemand anders nie dalk in my skoene? En Sondagoggend kom jy en dan besef jy, wat 'n voorreg is dit, om saam met ander Christene 'n pad te loop, sodat ons saam in pas kan kom met elke dag. Vanmôre is 'n losmaker. Vanmôre is, ek wil gaan diep dink. Vanmôre is 'n paar moenies wat in jou kop vassteek. Maar die res van die week is 'n praktiese week om te sê, hoe kry ek dit reg om vandag raak te leef? Optimaal. Ek wil 'n liedjie speel, ons gaan daarmee afsluit vanmôre. Dis 'n baie ou liedjie. Dis 'n liedjie wat Edith, weet nou spel jy haar naam of sê jy haar van reg nie, Edith Piaf sing, en die liedjie se naam is No Regrets. Dis 'n Franse liedjie, dis 'n baie ou liedjie. En ek het vir jou oorweergawe vanmôre op die skerm. En No Regrets beteken ek het nie spyt nie. Ek het nie spyt nie. En ek wil sommer vanmôre vir jou vra om net na hierdie lied te luister en kyk na die woorde, die Franse woorde is daar en die Engelse vertaling is ook daar. En luister sommer net 'n bietjie na wat die Gees van die Here nou vir jou sê as jy hierdie liedjie luister. Miskien het jy vanmôre 'n paar seeroomblikke gehad. Miskien het jy vanmôre 1 of 2 houe in die wind gekry. Miskien het jy vanmôre gesê, ag man, dis nie ek daar nie. Dink weer. Ek hoop jy besef vanmôre dat as ons in hierdie Dash-mentaliteit aangaan, leef ons God mis teen een dag op 'n slag. Ons is op die regte tyd hier. Ons het die voorreg en die geleentheid om 'n aanpassing aan te bring in ons manier van leef en die spoed waarteen ons leef. So Here, as ons nou die lied luister, Heilige Gees, dan bid ek sommer net dat U dit wat ons vanmôre gehoor het in ons harte, Here, sal laat grondvat en kom wys ons sommer vanmôre wat ons moet hoor. En my begeerte is dat nie een van ons aan die einde van 'n dag meer sal terugkyk na die dag met 'n klomp spyt nie. Dat ons Here meer en meer ingestel sal wees daarop om elke dag optimaal raak te leef, sonder spyt. 'n Liefdeslied wat nou 'n klomp goed sê, né? Maar my gebed vir jou en vir my en vir ons is dat ons, as ons terugkyk aan die einde van die dag, nie meer so spyt sal wees oor alles wat ons verloor het.
maar dat ons eerste een groeiende stukkie opgewondenheid gaan hê wat sê, vandag het ek meer raak geleef as gister. Martin Luther sê, lewe asof Jesus gister vir jou sondes aan die kruis gesterf het. Vandag vir jou uit die doodheid opgestaan het en môre op die wolke weer vir jou gaan bly. Mag ons sommer net met hierdie stukkie waarheid in hierdie paar dae besig is. Leef asof Jesus gister vir jou op die kruis gesterf het, vir die verlede en al die goed waaroor jy worry. Maar ook met daai wete dat hy môre weer op die wolke gaan kom, dat die toekoms veilig is in sy hande. Maar gryp vandag en leef saam met die opgestaan Here in jou lewe.